Goeiedag, baie welkom by die gedeelte wat ons saam bestudeer hierdie week, die 35ste gedeelte wat genoem word Nassau. Nou Nassau is die tweede gedeelte uit die boek Numeri. En Nassau is die 35ste gedeelte wat ons saam bestudeer, 35 wat saamgestel kan word van twee letters, die laamheid en die hy, die laamheid wat se waarde 30 is en hy se waarde wat 5 is, en die twee letters teken vir ons in kort 'n prentjie van 'n Vader wat die herder is, wat sy kinders lei, soos 'n herder wat sy skape lei uit genade om hulle te vorm en vou sodat hulle hand aan hand saam met hom kan wandel. Wat vir my mooi prentjie daarvan is net so wil Vader deur sy Ruach ons lei en hy wil ons lei in die rigting wat ons moet stap. So is interessant, want so bestudeer ons elke jaar saam tydens Shavuot. So daar's iets opgeskrywe hier in hierdie gedeelte wat so aanpas by Shavuot. Absoluut, Rolf. So die naam van die parasha Nassau kom uit hierdie gedeelte van Numeri 4 vers 22 wat sê: neem die volle getal ook op van die seuns van Gerson volgens hulle families, volgens hulle geslagte. En die woord Nassau sien ons voorkom vir 653 keer en verwys nie net na neem nie, maar ook om te aanvaar, bevorder, opstaan, ondersteun en selfs verhoog. So die letters in die woord Nassau is Nun, Shin en Alef. 3 letters wat verwys na volmaaktheid en die drie-eenheid. Absoluut, nee. En dan weet ons die eerste letter waarna ons kyk is die Nun. Nou Nun se piktogram is die beeld van 'n regop sittende diensknegt. Een wat bereid is om diensbaar te wees in die koninkryk. Een wat kniel, wat wil diensbaar wees. So dit wys na iemand wat nederig wag op opdragte. 'n Prentjie van bereidwillige diensknegt. In 'n geestelike perspektief dui dit op iemand wat voor Abba Vader buig en gereed is om sy wil uit te voer. Dit is vir my so mooi, want dit is waarvoor Shavuot is, Abba Vader se afspraak. Wat hy met ons het, is jy knielend voor hom, gereed om diensbaar te wees. So hierdie beeld pas ook perfek by die manier waarop Joshua, die seun van Nun, gewandel het. Getrou, nederig en altyd gereed om op 'n Vader se roeping uit te leef. Joshua was die een wat altyd agtergebly het in die tent van samekoms en bly bid het, die een wat ingetree het. Diensknegt. Die numeriese waarde van Nun is 50. Shavuot 50 van eerste gerf tot en met die 4de fees, die 3de fees tot die 4de fees is 50 dae, en dis waarvan Pentekost afkom, is 50. 50 verwys na vryheid, verlossing, nuwe begin. In die jubeljaar, elke 50ste jaar, moes hulle slawe vrygelaat word en lande teruggegee word. 'n jaar van herstel, 'n nuwe lewe. Dis verbind die getal 50 by Nun ook mooi met die idee van geestelike voortgang, herstel en om in die roeping te wandel wat Abba Vader nog altyd vir jou het. So die letter Nun kom ook as 'n woord voor en het ook 'n paar betekenisse, soos voortgaan, om nie te stagneer nie, maar ook te beweeg en groei in Abba Vader se plan vir jou lewe. Ons sien die woord Nun beteken ook versprei, soos die koninkryk van Abba Vader wat uitbrei, soos 'n saad wat groei en vrug dra. En sien ook die betekenis van vermeerder. In getalle kan goed vermeerder, maar ook in geestelike invloed. Ook die betekenis van diensbaarheid. 'n nederige hart, om 'n nederige hart te hê en om ander te gaan bedien, soos Yeshua gedoen het. En geloof sien ons ook as ook gehoorsaamheid. En dit is om daardie volharding te hê en vertrou in Abba Vader se roeping, selfs wanneer omstandighede moeilik lyk. En dit is net vir my so mooi, want die seun van Nun, die vrug van Nun is Joshua, en hy is hierdie uitbeelding van absoluut wat ons leer wat Nun is. Absoluut, nee. En die eerste keer waar die letter Nun voorkom, sien ons in Genesis 1 vers 2 in die Hebreëse woord panim. Panim wat vertaal word in Afrikaans as aangesig of teenwoordigheid. En hierdie woord se hoofkenmerk is Abba se teenwoordigheid wat omstandighede verander. En die gees van Abba was oral teenwoordig en leer ons dat waar die gees van Abba Vader teenwoordig is, daar is 'n oproep tot beweging, om na hom toe te draai en in geloof te reageer. Presies wat Joshua se lewe ook was. Ja, en terug na Shavuot, die gees van Abba Vader waar ek
vervul is met die Gees en in die Gees wandel, daar waar die Gees teenwoordig is, daar is 'n oproep tot beweging. Jy kan nie stagneer nie. Om in gehoorsaamheid en in geloof te reageer op elke woord van Vader. So dan kyk ons ook na die tweede letter, die shin. Die piktogram vir die piktogram prentjie vir die letter shin is 4 vlamme of tande, en die 4 vlamme beeld die idee uit van vertering en suiwering, iets wat verteer, verander en reinig. Ons weet Johannes sê in Matteus 3 vers 8 dat Yeshua gaan kom, Matteus 3 vers 7, 3 vers 8 sê hy dat hy gaan doop met water, en Yeshua sal, die een wat na hom kom, sal doop in die Heilige Gees en met vuur. En daardie vuur kan oordeel wees, ja, want hy praat in konteks daarvan, en dan praat hy ook van die vuur van Abba, nee, Abba wat ons gaan kom suiwer en reinig. Die tande dui op krag en vernietiging, soos tandekos verteer. Daar's ook 'n verborgde prentjie van die 3 in 1, want die letter shin bestaan uit 3 dele of takke wat saam een letter vorm. En dit wys simbolies na die 3-eenheid. Abba Vader as God en as die Vader, Yeshua as God en as die Seun, en die Heilige Gees as God, een goddelike eenheid. Die numeriese waarde van shin is 21, en hierdie 21 word interessant opgebreek as 3 maal 7. Die getal 3 wat beteken volmaaktheid, spesifiek die goddelike volmaaktheid, soos die 3-eenheid. Die getal 7 simboliseer ook volmaaktheid en voltooiing. Byvoorbeeld die skepping is voltooi in 7 dae, en op die 7de dag rus ons, daardie volmaaktheid daarvan. En dis beklemtoon die getal 21 dubbele volmaaktheid, die perfekte 3-eenheid. En dan die letter shin self hou verband met die woorde wat wys na krag, almagtigheid en vertering. Een bekende woord wat met shin verband hou is die woord Shaddai, een van Abba Vader se name wat beteken die Almagtige. Die 4 aspek van shin beeld Abba Vader se heiligheid, suiwering en verterende teenwoordigheid uit. En die eerste plek waar die letter shin verskyn is in die eerste woord, naamlik Bereshit, in die begin. Die shin in Bereshit dui op daardie verterende proses. Dit verwys profeties na Yeshua wat sou ly en verteer word deur lyding as die offer vir die mensdom se sonde. Die shin in Bereshit vertel dus reeds van Abba Vader se redding nog voordat die volledige verhaal ontvou het. Ja, dit is net amazing. So laastens kyk ons na die letter Alef. So hierdie Nun, hierdie Shin en dan die Alef. En die piktogram prentjie van die Alef, dit ken ons goed, is die van 'n os. En hierdie beeld simboliseer Abba Vader se krag en sy leierskap. In die oorspronklike Paleo-Hebreëse skrif was Alef voorgestel as 'n eenvoudige teken van hierdie Alefkop, hierdie oskop met horings wat 'n simbool is van gesag, sterkte en die vermoë om te lei. En dit wys op die karakter van Abba Vader wat sterk en vol gesag is en wat sy krag gebruik om te dien en te verbind. Die eerste woord wat Alef bevat, die eerste woord wat die letter Alef bevat is weer eens Bereshit, in die begin, die eerste vers in die Bybel, Genesis 1 vers 1, Bereshit, die eerste woord in die Bybel, en dit wys hoe fundamenteel die Alef is tot die hele skepingsverhaal en Abba Vader se plan vir die mensdom. So die kernidee van Alef is daardie eenheid, leierskap, krag en die verbinding tussen hemel en aarde, hemel wat aarde toe kom. Dit wys op hoe Abba Vader sy hand uitstrek na die mens en hoe die mens op sy beurt na hom uitstrek. Alef is dus veel meer as 'n letter. Dit is 'n openbaring van wie Abba Vader is, sy plan van versoening deur Yeshua en sy hartsverlange dat ons met hom verbind sal wees, in verbond saam met hom sal stap in liefde en in waarheid. So Dylan, kyk ons na die Nun, die Shin en die Alef na so, wat se prentjie skilder Abba Vader vir jou as jy hierdie 3 so saamsit? So roef saam teken hierdie vir ons 'n prentjie van 'n dienskneg in die teenwoordigheid van Abba, wat verander, gevorm en gevou word deur hierdie teenwoordigheid en instruksies van Abba Vader, om saam met hom hand in hand te wandel, om met hom te wandel soos die prentjie van die Alef wat vir ons geteken word, waar die 2 hande na mekaar toe uitreik. En soos die Nun vir ons verwys na daardie nederige, diensbare mens,
Iemand wat wag op die opdragte van Abba Vader, wat in geloof sal reageer en sal wandel, en wat volhard in gehoorsaamheid. En die sin gee vir ons hierdie prentjie van die element van suiwering. So hierdie diensknegt wat gereageer het op Abba, is bereid om deur 'n proses van heiligmaking te gaan, deur vuur gesuiwer te word en die verterende krag van Abba Vader se teenwoordigheid so te nader. Die Alef sluit hierdie prentjie af met die beeld van 'n sterk leierfiguur wat Abba Vader self is, wat sy volk lei in eenheid, waarheid en liefde. Dit pas vir my so perfek in by Shavuot. Abba Vader roep ons as diensknegte om neer te kniel en voor hom te buig en net te sê, Abba, kom maak ons leeg van onsself, kom vul ons met u teenwoordigheid, kom raak ons aan, dat u ons weer met u vuur sal suiwer, en dat u ons sal vul met u, soos wat hy 4 tonge op die 120 in die bovertrek was, dat u ons so met u aanraking, met u teenwoordigheid so kom vul, dat ons waarlik saam met u in verbond sal wandel, want ons is hier op aarde met 'n doel, ons is hier met 'n doel, en dat ons weer daardie skepingsdoel, dat hy weer die wind in ons seile sal sit, en dat ons sal gaan, waartoe hy ons lei, en so, in verbond. En dis hierso waar dit vir my so mooi is, waar Moses sê, Vader, ek wil nêrens gaan as u nie saam gaan nie. Dis soos Rut sê, where you go, I go, where you stay, I stay. Net, ek wil nêrens niks doen as u nie saam met my gaan nie. Is so mooi, en dit is die gedeelte Nassau, en die 3 letters wat dan saam is, en niks in die woord is toevallig nie. Dit is net toeval God se lig, en so wys Abba vir ons, hy is in beheer van alles, en hy is so deel. Kom ons sluit so af met gebed. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde. Vader, dankie vir u bemoeienis met ons, dat u ons ken by die naam, en dat u ons wil suiwer, soos wat Yeshua sê, abide in my, en soos wat die wingerd, die lote gesnoei word, wil ons vra, snoei ons, sodat ons vele vrug kan dra vir u glorie. Dankie vir u liefde, dankie vir u goedheid, ons loof en ons prys u. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawai. Amen. Amen. Shalom. Shalom.